Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Kom ons lees saam. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is hy deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as 'n groot priester of 'n hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. In die Engelse gedeelte sê hy, so friends, dis bietjie meer inklusief. So friends, we can now without hesitation walk right up to God, into the holy place. Jesus has cleared the way. Hy word genoem, die een wat die weg maak. Een van die grootste behoeftes van die mens is dat iemand vir hom of haar 'n weg sal baan. 'n kans sal gee, toegang tot iets nuut of groter sal gee. Iemand het eendag gesê, I need something different. I don't know what it is, but I need something new. In die konteks van die Ou Testament was die tempel die woning van God. En geen persoon het gewaag om te probeer om die allerheiligste in die tabernakel binne te gaan nie. Selfs die hoëpriester het slegs 1 keer per jaar die allerheiligste ingegaan namens die mense. Die digte voorhangsel wat die heilige plek van die allerheiligste geskei het, was 'n versperring, 'n keer tussen mense en God. En net met die dood van Jesus kon daardie voorhangsel skeur. Die einde van hoe ons na God toe gegaan het, of die volk na God toe gegaan het. Ons lees in Markus, daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. En toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. En die weg na die heiligdom waar God woon is oopgemaak vir elkeen van ons, vir almal. Ons het nou toegang tot die allerheiligste van God. En hierdie is 'n genadige uitnodiging. Hierdie is 'n genade wat sê, die wêreld, almal, kry toegang tot hierdie allerhoogste God. Dan sê die Hebreërs skrywer, laat ons met vrymoedigheid, met boldness, die allerheiligste ingaan. En hierdie vrymoedigheid rus op die voltooide werk van Jesus. As ons teruggaan na die Ou Testament, jaarliks op die dag van versoening, 'n dag wat die Jode vier tot vandag toe. Dag van versoening kon die hoëpriester die allerheiligste binnekom, tensy hy die bloed van die offer gehad het. En dis moes elke jaar, moes hy of die hoëpriester, wie ook al dit was, dit herhaal. Dit was nooit voltooide werk nie. Jy was vir 'n tyd okay met God. Ek hou van die woorde van Paulus as hy sê, dit was 'n skaduwee van die een wat sou kom. 'n tydelike instelling. Maar ons toegang tot God se teenwoordigheid is nie as gevolg van die bloed van 'n dier nie, wat oor en oor gemaak moet word nie, maar deur Jesus Christus se bloed, 1 keer genoeg. Hierdie weg na God se teenwoordigheid is nuut, is vars. En nie deel van hoe mense God geken en na God toe gegaan het nie. Jesus maak die weg. Ons sing, hy is die wegmaker. Hy baan die weg vir elkeen van ons om in die teenwoordigheid van God te kom. En ons word genooi om elke oomblik van elke dag in God se teenwoordigheid te wees. 'n weg wat Jesus vir ons gemaak het, 'n
wat vir ons, wat vir my 'n ongelooflike voorreg is. En die Heilige Gees, soos een skrywer hom noem, is die in-between God. Die een wat hierdie toegang die hele tyd vir ons moontlik maak. Die een wat in die deur staan en ons begelei. In hierdie teksgedeelte van vandag in vers 22 sê, laat ons nader kom. Die uitnodiging is om te beweeg, saam te kom, in te kom. Dit is tot ons beskikking, dit is vir ons gegee, maar ons kan buite die deur bly staan. En die Heilige Gees sal ons die hele tyd herinner aan hierdie toegang. Hierdie toegang na sy teenwoordigheid, wat hy wil hê ons moet in wees. Heilige Gees nooi ons deel te, vat ons aan die hand en lei ons in. Jesus sê in 'n gedeelte net voor vir sy disippels sê, hy gaan weg, en dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, dan sê hy vir in vers 20, Johannes 14 vers 20, hy sê in die dag wanneer die Heilige Gees kom, sal julle weet dat ek in die Vader is, die Vader in my en ek in julle. Die Heilige Gees sal die hele tyd vir julle sê, ons is gemaak vir mekaar se teenwoordigheid. En hierdie is vir altyd en vir elke sekond nou tot jou beskikking. En dan vers 23 wat sê, laat ons vashou. Die lesers van hierdie brief was in versoeking om hulle belydenis van Jesus Christus te verlaat deur terug te keer na die aanbidding van die ou verbond. Die Griekse woord in hierdie konteks is hoop. Moenie hoop verloor nie. Hou vas. Gaan in. Voel soms as God afwesig is of stil is of nie wil luister nie, dalk jy verlaat het. Dis nie die waarheid nie. Ek stuur jou die een wat langs jou inkom, Parakletos. Jy sal nooit weer alleen wees nie. Dis tot jou beskikking. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U vir die toegang, vrye toegang, wat ons met vrymoedigheid kan binnegaan. Dankie dat U die baan vir ons gemaak het en vir ons gegee het, sodat ons saam met U in hierdie lewe kan loop. In die naam van Jesus. Amen.